Dis baie interessant hoe ons van 'n moderne leefstyl terugbeweeg na die ou tradisionele manier van dinge doen. Onder andere ons medisyne. Ek is vandag saam met Andrea van Waitel en sy gaan vir ons meer vertel van hoe ons skuif van modern na tradisioneel. Andrea, vind julle dit ook? Absoluut. Weet jy, tradisionele medisyne of kruiemedisyne is mos al vir duisende jare in die ronde en baie mense soek deesdae natuurlike middels vir die voorkoming en behandeling van hulle gesondheidsprobleme. En met kruiemedisyne is dit baie interessant dat ons nou navorsing het wat wys hoe veilig en gesond hierdie middels werk. Wanneer hulle navorsing doen op die gesonde en natuurlike middels, is dit nogal interessant. Hulle kyk na twee verskeie aspekte. Die een is wat hulle nogal navors oor watter kruie gaan werk vir watter gesondheidstoestande of siektes. En wat hulle ook navors deesdae is baie belangrik, is veiligheid. Om te sien, is dit veilig as jy hoë bloeddruk het, is daar enige neeweffekte, wat die dosisse is wat jy moet gebruik en vir hoe lank jy dit kan gebruik. So ons is nou in 'n tyd waar ons baie veilig kan gebruik maak van natuurlike medisyne wat natuurlik nie neeweffekte het nie. So as 'n mens 'n kroniese siekte het, kan jy dan kruie daarvoor gebruik? Absoluut. Weet jy, daar's verskeie siektetoestande wat mens baie effektief kan beheer en behandel met kruiemiddels. En dit is goed om te weet ook dat vir langtermynbeheer en behandeling van siektetoestande dat dit baie veiliger is om kruiemiddels te gebruik en kruiemedisyne eerder as jou gewone medikasie. Soos wat sal jy voorstel, wat kan 'n mens doen vir 'n spastiese dikterm? Weet jy, dit is nou goed jy vra. Spastiese dikterm is nogal 'n probleem wat baie mense mee sukkel. Hulle praat mos ook van irritable bowel syndrome. En dit sluit nou verskeie simptome in, weet wat regtig inmeng met mense lewenstyl en jou lewenskwaliteit. Soos watter simptome? Weet jy, dit is nou die klassieke spastiese dikterm simptome soos opgeblaasenheid, maagkrampe. En dit kan baie seer en ongemaklik wees. Dan sou ook hartlywigheid, soms kry mense 'n bietjie diarree en selfs slegte spysvertering en sweetbrand. Sal jy vir my kan wys wat se kruie kan daarvoor help? Weet jy, ek dink ons gaan 'n paar van daai kruie in die tuin kry. Kom ek gaan wys vir jou. Maria, hier is die gemmerplant. Jy het ons gewonder hoe hulle lyk. Is dit die gemmer? Ja. Jene, ek sou dit nou nooit geweet het nie. Ek ken hom net as hierdie wortel. So vat jy die wortel van die grond af en dis wat jy gebruik. Ja, weet jy, die gemmerwortel gebruik ons nou baie in kos, maar dis een van jou gewildste kruiemiddels vir die behandeling van spysverteringsprobleme. Enige iets van sweetbrand, maagpyn, naarheid selfs en dan ook vir prikkelbare darm of spastiese kolon. So mens kan vir jou 'n gemmer tee maak, dit is baie effektief. So wat sal 'n mens dan doen? Gooi jy dan die hele wortel in die tee? Weet jy, as jy die tee wil maak, dan vat jy die wortel net soos hy daar is en jy kan die skilletjie bietjie afsny met 'n mes en jy sny dun skyfies en jy sit dit in jou koppie kookwater en jy laat staan vir 2 minute. Dan kan jy die stukkies wortel weer uithaal en jy drink dit net so. En as jy wil, kan jy bietjie heuning bysit. Party mense is nie so lief vir warm drankies as dit nie bietjie soet is nie. En die heuning is ook mos nou gesond vir jou. So dit is baie effektief vir daai probleme soos ek gesê het, naarheid. Selfs swanger vrouens kan gemmer gebruik as hulle naar is, jy weet. So help dit ook vir winderigheid? Ja, vir daai opgeblaasenheid. Kyk, baie mense sukkel mos met hierdie prikkelbare darm probleme, so die winderigheid en ook is baie goed vir sweetbrand. Dis dan nou iets wat ek vir my boetie moet kry. En kyk, hier staan vinkelplante. Ken jy vinkel? Nee, glad nie, hoor. Mense praat van vinkel en koljander. Ja. Nou, vinkel is een van die kruie wat ons baie gebruik in kookkuns, veral met die maak van visgeregte. En in kruiemedisyne is vinkel ook een van die baie gewilde middels vir die behandeling van darmprobleme. Weet jy, hulle gebruik eintlik die vinkelsaadjies. Kyk, hier is nogal 'n paar. En ek dink as jy hulle so 'n bietjie vryf, dan kan jy dit nogal ruik, daai kenmerkende vinkelreuk. Nou ruik ek hom. Ja. Ekskuus, hierdie plantjie trek nou my oog. Dit lyk so amper soos 'n protea. Ja, weet jy, dit lyk nogal soos 'n mooi blom, né? Dit is 'n artisjok. En dis 'n groente wat mense nou eet. Maar weet jy, in kruiemedisyne nou weer eens is dit nou een van die middels wat hulle gebruik vir die behandeling van darmprobleme, maar ook eintlik meer spesifiek lewerprobleme. Nou kan jy vir my vra wat het die lewer te doen met die spysverteringskanaal se werking, maar hy speel nogal 'n baie belangrike rol. Die lewer ondersteun die werking van die darmkanaal en artichok ekstrak word spesifiek gebruik om die lewer se funksie te ondersteun. Jy weet mos nou as mens partykeer bietjie te veel geëet het of 'n bietjie van 'n partytjie gehad het, dan voel mens se lewer so bietjie ongemaklik. Nou artichok is baie goed vir jou lewer.
Nou hierdie een ken ek, beslis, mint. Ja, Hoekom is hy in jou bakkie? Weet jy, kruisement is ook baie goed vir spysverteringsprobleme. Kyk, ons eet ons 'n pepermentjie na 'n maaltyd en die kruisement as 'n krui word ook gebruik vir die behandeling van darmprobleme, spesifiek nou soos soeibrand en slegte spysvertering. So sal jy nou hierdie mint in die tee gebruik? Ja, jy kan 'n lieflike tee maak met kruisementblare in en 'n klein bietjie heuningwee as jy iets soet wil bysit. Dit maak 'n baie verfrissende drankie en jy kan 'n lieflike ystee maak. En mint is iets wat baie goed werk ook in 'n gereg soos 'n waterlemoenslaai. So al die kruie wat ons nou vanoggend bespreek het, dit help vir jou dikdarm. Ja, weet jy, die gemmer, die artisjok, die kruisement en die vinkel is almal baie goed vir jou darmkanaal. Ja, die enigste probleem is, ek weet mense het nie hierdie tipe van krui in hulle tuin nie. Ek het nie. Ja. So wat doen ons dan nou? Weet jy, hulle maak natuurlike middels wat hierdie bestanddele bevat en daar's byvoorbeeld die Colon Complete wat al hierdie kruiemiddels bevat, die gemmer, artisjok, kruisement en die vinkel en dan ook verteringsensieme wat help met die verteringsproses.